Amen. En liewe luisteraars, dit is weer vir ons 'n groot voorreg om in te kyk in die vryspraak en dit wat hierdie groot God ons mee kom bedeel het, sy genade. Die genade is so 'n groot geskenk wat na die aarde gekom het. Min mense kan dit ooit evalueer. Dit is so ontsettend groot. Luister net hoe skryf hy dit hier in Romeine 16 vers 24. Hy sê die genade van ons Here Jesus Christus sy met julle almal, alle mense ingesluit in die genade boodskap. Dit is so belangrik. Dan gaan hy verder en dan sê hy aan hom dan wat magtig is om julle te versterk. Dis nou die skepper van die univers wat praat en wat magtig is om ons te versterk volgens hierdie evangelie en die prediking van Jesus Christus, ooreenkomstig die openbaring van die verborgenheid. Dit wat verborge was vir eeue en geslagte, dat Christus het gekom om in die plek van die mens te sterf, sodat die mens vrygespreek kan wees. Dit het hy gedoen met 'n 100% sukses. Dit is so belangrik om dit te sien, dat toe Christus sterf, toe sterf die wêreld vir hulle sonde en elke mens vrygespreek op die voorwaarde dat hulle moet die vryspraak aanvaar. Net soos Adam en Eva moes aanvaar het dat as God gesê het, julle mag nie, dan mag jy nie. Die ewige realiteit van twee tipes lewens wat jy kan leef. Alleen lewe of die lewe in Christus. So die 26ste vers sê, ooreenkomstig die openbaring wat nou geopenbaar is deur die profetiese skrifte en bekend gemaak is onder al die heidene. Dis daarom wat Efesiërs 3 vers 6 sê, die heidene is ook nou ingesluit in hierdie vryspraak van Jesus Christus, volgens die bevel van die ewige God. Jesus Christus het gekom op die bevel van die ewige God. Dit is so 'n groot verborgenheid gewees, want die realiteit is dat dit was God self wat gekom het. En dan sê hy tot gehoorsaamheid van die geloof. Dit is oral in die skrifte, dat jy tot geloofsgehoorsaamheid moet kom. Glo dit wat God vir jou gedoen het en nie dit wat jy vir God moet doen nie. Dit is die Nuwe Testament. Ou Testament was dit wat jy vir God moes doen en waarby jy nooit kon uitkom nie. Jy kon nooit enige sukses bereik nie. Maar toe kom hierdie groot God en hy bring die grootste sukses, die grootste werklikheid en laat een vir almal sterf, sodat almal gesterf het en vry is van sonde, vry vir ewig. Eintlik so ver so, dat Hebreërs 9 en 10 praat daarvan dat jy vry sal wees selfs van 'n sondebewustheid, dat jy nie eers meer bewus sal wees van sonde nie. Absolute vrymaking wat hy gebring het, wat jy alleen kan verkry deur geloofsgehoorsaamheid. Dit is so belangrik. Ek wil net vir ons hier sommer aan die begin van Romeine ook weer lees van geloofsgehoorsaamheid, dat jy moet tot geloofsgehoorsaamheid kom. Ek lees van Romeine 1 vers 5 af. Hy sê, deur wie ons genade en die apostelskap ontvang het, om geloofsgehoorsaamheid te verkry onder al die heidene, terwille van sy naam. Alle heidene moet nou tot die geloofsgehoorsaamheid kom. Jy moet glo dit wat God vir jou gedoen het, dat dit 'n sukses is. En dit is baie belangrik en 'n baie sensitiewe realiteit. Nou gaan hy in die 6de vers aan en hy sê onder wie julle ook is, geroepenes van Jesus Christus. Alle mense ingesluit in hierdie groot realiteit. Ek wil net vir ons hier sommer na Romeine 3 vers 26 gaan. Aan die kruis het hy nou vir die hele wêreld geregtigheid geskenk. Luister hoe skryf hy dit in Romeine 3 van vers 26. Hy sê om sy geregtigheid te toon in die teenwoordige tyd, sodat hy self geregverdig kan wees en regverdig maak wie uit die geloof in Jesus is. Geloofsgehoorsaamheid. Jy moet glo wat hy vir jou gedoen het. Dit is so belangrik, mense, dat ons wegbeweeg van die onkunde waar ons in soveel jare in die kerke gesit het. Glo God het ons sonde weggeneem, maar ons glo maar ons is nog sondaars. Glo hy het ons
alles geskenk wat tot die lewe en godsaligheid lei, maar ons kerm elke dag en vra vir meer en meer. Here, kom heilig ons, kom reinig ons. Terwyl hy dit alles gedoen het, alles geskenk is aan die kruis van Golgotha. So ons moet tot geloofsgehoorsaamheid kom. Gehoorsaam word aan dit wat hy bereik het, aan sy sukses. Gehoorsaam aan sy sukses. Die 27ste vers sê, waar is dan die roem? Dit is uitgesluit deur watter wet? Van die werke? Nee, maar deur die wet van geloof. Jy sien, geloof het 'n wet geword. Jy moet deur die geloof die realiteite aanvaar, geloofsgehoorsaamheid verkry, om in die volheid te begin wandel, wat hierdie groot God vir jou bereik het aan die kruis van Golgotha. Dit is die grootste heerlikheid wat ooit vir die mens gekom het. Ons weet dat die 23ste vers van Romeine 3 bevestig dit dan ook so. Hy sê, want almal het gesondig en dit ontbreek hulle aan die heerlikheid van God. Vers 24, en hulle word deur sy genade sonder verdienste geregverdig deur die verlossing wat daar is in Jesus Christus. Jy sien die mens geregverdig, maar jy moet tot geloofsgehoorsaamheid kom. Jy moet glo dat jy geregverdig is. Jy moet glo dat al die realiteite, al die geskenke wat God aan die kruis vir jou geskenk het, dat dit 'n werklikheid is. Jy kan nie in die ou realiteite voortgaan nie. Selfs met die prediking is so belangrik, dat ons absoluut dit sal predik wat die Nuwe Testament vir ons voorhou. En selfs ons lofprysinge en sange moet absoluut korrespondeer met die Nuwe Testament. Ons kan nie sê, Here, kom seën my. Here, stort nou u Heilige Gees uit. Hy het sy Heilige Gees uitgestort. Sy Heilige Gees woon in jou hart. Jy kan hoeveel skrifte daarvoor kry in die Bybel, dat God sy Gees in die hart van die mens, sy liefde in die hart van die mens uitgestort het. Maar jy moet dit glo, sonder geloof onmoontlik om God te behaag. En enige iemand wat die geloof van die mens wil tot niet maak, maak die hele Nuwe Testament tot niet. Die hele Nuwe Testament gaan oor geloofsgehoorsaamheid. Dit is so belangrik dat ons begin inkyk en in die werklikheid begin wandel, sodat ons absoluut in die vryspraak kan staan en absoluut bewus is daarvan dat ons nou totaal en al vrygespreek is. Soos hy byvoorbeeld dan ook Romeine 6 vers 22 sê, maar nou dat julle vrygemaak is van sonde, het julle diensbaar geword aan God. Hy sê dit ook in die 18de vers van Romeine 6. Vrygemaak van sonde, het julle diensbaar geword aan geregtigheid. Dit is uiters belangrik. Die skrif is baie, baie duidelik. In die 16de vers van Romeine 6 lees so. Hy sê, weet julle dan nie, aan wie julle self as diensknegte tot beskikking stel, om hom gehoorsaam te wees. Julle diensknegte is van hom, aan wie julle gehoorsaam is. Of van die sonde tot die dood, of van gehoorsaamheid tot geregtigheid. So jy kan nie in sonde voortbeweeg en sê jy glo in Christus nie. Nee, as jy in Christus glo, dan moet jy in jou geregtigheid glo en in sy geregtigheid begin wandel. Dag vir dag. Selfs as jy 'n fout maak, staan jy in die oortuiging van sy geregtigheid wat hy aan jou geskenk het. Die skrif sê jy het 'n keuse, of jy is gehoorsaam aan die sonde tot die dood, of die gehoorsaamheid van Christus tot geregtigheid. Dit is werklikhede waarby jy nie verby kan kom nie. En dit hou soveel vir die mens in, want dit is alles geskenke wat gekom het. 'n groot heerlikhede wat vrylik geskenk is aan die mens, sodat daar geen bydra van die mens behoort te wees nie. Geen bydra nie, want God het 'n volmaakte werk gedoen. Hy is die skepper van hemel en aarde, en hy het gekom aarde toe om die mens vry te spreek. Die mens is vrygespreek, maar deur die geloof.
deur jou aanvaarding daarvan. Dit het hy gedoen sodat hy ons in 'n doelstelling in kan neem. Ons is nou sommer by 1 Korintiërs 1. Hy sê in die 8ste vers, wat julle ook sal bevestig tot die einde toe. As jy kan glo wat God vir jou bereik het aan die kruis van Golgotha, dan aanvaar jy daardie vryspraak en dan beloof hy jou, hy sal jou bevestig tot die einde toe, om in die dag van ons Here Jesus Christus onberispelik te wees. As ek hierdie realiteite lees, dit is so groot, so heerlik, dit bring 'n ewige nederigheid by 'n mens, om te dink dat hierdie groot God so goed was, dat hy net jou goedkeuring wil hê, om sy liefde te aanvaar, en in sy liefde in te beweeg. Stort hy sy liefde, soos Romeine 5 dan sê, vers 5, dat hy sy liefde in ons harte, deur die kruis, het hy sy liefde in ons harte kom uitstort. Jy kan nie nou weer oor en oor sing, kom stort dit nou uit in ons harte nie. Hy het dit gedoen. Dis afgehandel, dis geloofsoortuiging waartoe jy moet kom. Ek wil aanhou dit benadruk, dat dit moet deur geloofsoortuiging wees. Jy moet tot 'n oortuiging kom, dat as God vir jou iets geskenk het, dit 'n ewige werklikheid is. Hy sê in die 9de vers van die 1 Korintiërs 1, God is getrou, deur wie ons geroep is, tot gemeenskap met sy Seun, Jesus Christus. Nou ons weet, dit was die verborgenheid wat vir eeue en geslagte verborge was. Die groot heerlikheid, dat daardie verborgenheid was die realiteit van Christus, wat nou in die mens kom leef. Hy word jou lewe, hy word jou geregtigheid, jou heiligheid, jou verlossing, hy word jou alles. Dit is sy lewe wat nou in jou is. Alleen as jy tot die oortuiging kan kom en gedurig daarop mediteer, dat Jesus Christus woon nou in my hart, is dit wat jou in die werklikheid sal inlei. Dis so Spreuke 3 vers 5 sê, dat jy op die Here sal vertrou met jou hele hart, en nie leun op jou eie inisiatief nie, glad nie op jou eie denke nie, maar absoluut aanvaar dit wat hy vir jou gedoen het, daagliks daarin wandel, daagliks weet dat dit is dit wat die groot God my voorgeroep het, dat ek daarin staan en daardie realiteite sal toelaat om in my uit te werk. Dit waarvoor hy ons geroep het. Hy het ons geroep tot apostelskap, sodat ons diensbaar kan wees en die boodskap van versoening kan dra. Dis daarom wat 2 Korintiërs 5 vers 18 sê, dit is God wat ons met homself gerekonsilieer het en ons die bediening van die vryspraak gegee het. Dit is absoluut die enigste bediening in die Nuwe Testament, om vir elke mens dit voor te hou, wat Christus vir hom bereik het, sodat hy 'n gelowige kan word. 'n Gelowige is nie iemand wat iets probeer doen nie, probeer 'n Christen wees nie. Nee, gelowige is iemand wat glo, dat ek is dit wat God sê ek is, en ek wandel in dit wat God sê ek moet inwandel, in die oortuiging van sy sukses aan die kruis. Dit is ons heerlikheid. In al die skrifte motiveer hy hierdie realiteite. Ek kan nie dink dat 'n mens dit lees en dan weer sal toelaat dat onkunde jou wegneem van hierdie groot heerlikhede af nie. In Kolossense 1 vers 21 en 22 en dan ook die 27ste vers, baie belangrik, ek gaan hulle almal lees. Kolossense 1 vers 21, hy sê ook, julle wat vroeër vervreemd was en vyhandig gesind deur die bose werke, het hy nou versoen. Jy was verlore, jy was onkundig geweest, jy het in ongeloof gewandel dag na dag, maar hy het jou versoen. Nou moet jy daardie versoening vir jouself 'n werklikheid maak. Die 22ste vers sê, in die liggaam van sy vlees deur die dood, hy dit gedoen, om julle heilig en sonder gebrek en onberispelik voor hom te stel. Hy het jou absoluut gereinig aan die kruis, en dit is
in die geloofsoortuiging waartoe jy moet kom en daagliks daarin wandel dat jy nou geregverdig is in Jesus Christus. Dit was 'n verborgenheid, nie meer 'n verborgenheid nie. Luister na die 27ste vers en verder. Ons haal dit so dikwels aan. Luister net, hy sê, aan wie God wil bekend maak, wat die rykdom van hierdie heerlikheid, hierdie verborgenheid onder die heidene is. Dit is Christus in julle die hoop van heerlikheid. Ou vertaling sê nog onder julle, maar as jy selfs in die ou vertaling in Efesiërs 3 vers 16-17 lees, dan sien jy, hy praat van Christus in jou. Hom verkondig ons terwyl ons elke mens vermaan en elke mens in alle wysheid onderrig, om elke mens volmaak in Christus voor te stel. So dit is so belangrik dat ons net daardie begrip sal onder die knie kry, terwyl ons kyk in die wêreld wat in 'n vervalle toestand is, dat jy na die vervalle mense sal kyk en absoluut sal bewus raak van dit wat God vir hulle gedoen het. Hulle absoluut gereinig, geheilig het. Nou moet hulle tot daardie geloofsoortuiging kom. As hulle nie daardie oortuiging gaan aanvaar, dit wat Christus vir hulle gedoen het nie, dan het hulle dit nie en hulle gaan verlore. Dit is nie die aangewese ding om vir hulle verder te onderdruk en te sê hoe sondig en hoe verkeerd hulle is nie. Nee, hulle weet daarvan, hulle is deeglik bewus daarvan. Wat hulle nie weet nie, is die redding, verlossing, volmaaktheid, wat hierdie groot God kom skenk het aan die kruis van Golgotha. Dit is so 'n heerlike boodskap om te bring vir elke mens, om elke mens tot daardie oortuiging te bring van dit wat aan die kruis gebeur het. So dikwels as mense kom met onwerklikhede om ander te veroordeel en die res, en 'n mens vra by hulle nou wat het aan die kruis gebeur, dan het hulle ewe skielik nie 'n antwoord nie. En dit is dan wanneer mens vir hulle die antwoord kan verduidelik en vir hulle bring tot die vryspraak, tot die heerlike realiteit dat hierdie groot God was so genadig en barmhartig. Is daarom wat Paulus in elke een van sy briewe, dit is net die 2de, 3de versie, dan sê hy, genade en vrede vir julle broeders. Hy maak daardie proklamasie selfs al sit hy jare in die tronk. Dan praat hy van hierdie groot realiteit wat vir die mens gekom het. Skryf byvoorbeeld Galasiërs 5 vers 1, skryf hy vir die broeders daar buite, terwyl hy in die tronk sit. Is hy nie onder vernedering nie en gesoebat vir vrylating nie. Nee, hy beleef 'n vrylating. Sy oë is altyd gefestig op Jesus, die begin en volëinder van sy geloof. Dit is waartoe hy elke mens wil aanspoor. En dan skryf hy aan die broeders daar buite, terwyl hulle moedeloos is, terwyl die natuurlike dinge verkeerd gaan, dan skryf hy vir hulle, broeders, staan nou in die vryheid waarmee Christus julle vrygemaak het. Is dit nie pateties nie? Hy sit in boeye en kyk net hoe fantasties hierdie realiteit is, dat hy in boeye kan sit en nie na die boeye kyk nie, maar die vryspraak in die gees sien wat hierdie groot God vir hom gebring het, om absoluut elke mens in te lei in 'n volmaaktheid, om elke mens tot 'n realiteit te bring waar hulle voor die werksverrigting van hierdie groot God sal buig en nie meer op hulle nodelose tradisie sal staan of in hulle onkunde vasgevang sal wees nie, maar absoluut sal inbeweeg en gedurig die Nuwe Testament lees en kyk wat het Christus aan die kruis bereik. En ek herhaal dit net weer, Nuwe Testament begin net nadat Christus gesterf het. Voordat hy gesterf het, is nog Ou Testament. Nadat hy gesterf het, begin die Nuwe Testament. Die vryspraak, die heerlike rykdom wat vir ons gekom het in Jesus Christus. Prys sy groot naam. Amen. I'm found was blind, but now